pligte, versekering, en dit is dan Engels praat al van COIDA, graad 12. Dis belangrik dat ek vir jou sommer altyd sê, want 'n mens weet nooit hoe hulle dit in die vraestel ook vir jou kan weergee nie. So ons kan praat van COIDA of ons kan praat van die wet op beroepsbeserings en siektes. Ja. Goed, so meneer, kom ons kyk 'n bietjie daarna, wat sê hierdie COIDA vir ons, net so 'n voorbeeld vir ons daarvan. Maats, julle weet almal, in die eerste hoofstuk, vorige hoofstukke het julle dit al gedoen al. Die wet op vergoeding, beroepsbeserings en siektes speel 'n baie belangrike rol ten opsigte van verpligte wetgewing in rakende versekering. As julle weet dat die werkgewer, die werknemer kan moontlik seer kry by die werk, dan is waar hy miskien gestremd kan raak, en dies meer, dan word hy ook gedek daardeur. Kom ons kyk, beskerm besighede teen die eise van werknemers wat gedurende die uitvoering van hulle pligte beseer word. Dis die vergoeding wat gegee word vir afhanklikes van persone wat dood is as gevolg van siektes of beserings aan diens, mense aan diens. So as die man met die motor staan by 'n plek wat nie sy werkplek is nie, dan is hy in gevaar om nie uitbetaling te kry nie. Byvoorbeeld, hy gaan staan gedurende sy werktyd, waar hy in Somerset West moes gewees het, staan hy langs by 'n kroegie, en dis 'n probleem, dan is hy in 'n moeilikheid met die wet op vergoeding, beroepsbesering en siektes. So die werknemer moet 'n bona fide werker wees. Dit wil sê, sy moet wetlik deur die werk aangestel was. Beserings moes gebeur het terwyl normale take verrig was. Maats, dis baie belangrik, beserings moet gebeur terwyl normale take verrig was. So as jy op die werkplek seer kry in jou werkstyd, is dit 'n geldige rede om by die versekeringsmaatskappy aanslag te vind ten opsigte van jou klagte. Goed.